Goeiemôre, liewe gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se oggendsamekoms, so op die voorlaaste Sondag voor die skole weer begin en die kwartaal weer sy volle swang vat. Wil vir elkeen van jou sê baie welkom hierso vanoggend. Ek weet ook dat wanneer mense so in 'n nuwe jaar ingaan, baie mense trek dalk heen en weer en vanoggend is jy dalk hierso en jy's sommer net nuuskierig oor wat aangaan by ons gemeente. Dink aan om 'n nuwe geloofsgemeenskap te kry nou dat jy getrek het. Mag jy vanoggend ook vertroos word deur die woord van die Here. In hierdie tyd en samelewing waarin ons is, ook almal wat saam op die internet met ons saam luister. Baie welkom aan jou vanoggend. As jy nog nie het nie, sê net vir jou agter jou, voor jou, langs jou net hallo. Welkom terug as jy weg was. Stel jouself voor as jy nog nie het nie. Ek het groot geword in 'n pastorie en dis absolute chaos Sondagoggende, want dis die finale afronding wat moet gebeur en jy's op 'n skedule as jy jou tandeborsel laat val as jy laat. En vanoggend, julle weet ek preek altyd met my iPad, toe is die ding nou obviously pap, want ek het nie gedink aan om te charge en ek het nog so 15 minute gehad en ek sit hom in, weet ek gaan nou, hy sal 15 minute sal hy genoeg doen vir die kort preek vandag. En maar toe sien ek my seun het goed gedink om ons is so ou huisfoon om hom in te prop, so my iPad sy pap. Gelukkig moet op printer staat maak vanoggend, so ek kan hom nou uitprint. Maar welkom vanoggend. Ons het nie vanoggend meelewing in terme van blomme nie. In die boodskapper is daar lief en leed wat jy kan nog gaan kyk. Ek weet Dominee Frans en Danny Johannetjie het ek gesien. Dominee Frans was hulle was predikantspaar hier by ons gewees. Ek sien hulle is 60 jaar getroud hierdie week wat kom. Wat 'n mylpaal. Ons wil byvoorbeeld vir hulle geluk sê, maar daar stomp dinge in die boodskapper wat u asseblief kan gaan kyk en 'n bietjie later sal ons nog 'n paar dinge net met mekaar deur kommunikeer. Gemeente, kom ons gaan nou rustig raak voor die Here en ons gaan dit met gebed en met sang doen vanoggend en die gedagte is dat daai gedagtes van die vakansie vir die kinders en dit wat voor lê hierdie week, dalk het jy al begin werk, dat ons al daai gedagtes net so 'n bietjie rustig kry in onsself en ons regtig instel om die Here se stem te hoor vanoggend deur sy woordverkondiging. En ons gaan dit doen met gebed en met sang, lofprysing. Ek gaan ons lei deur die hele erediens vanoggend. Maar kom ons begin met 'n gebed en as ons gesê het amen Pieter, dan gaan ons 2 liedere sing wat ons afhanklikheid van die Here verklaar. Ons noem dit in die liedboek die toetrede liedere, waar ons toetree as gemeente saam voor die aangesig van die Here. Dis 2 liedere bekendes, dan die seën van die Here, en dan sal ek verder afkondig wat daarna gaan gebeur. Ons getroue God en Hemelse Vader, Here, dit is met 'n groot dankbaarheid in ons harte vanoggend, dat ons hierdie Sondag kan inwy en begin as gemeente saam met hierdie samekoms. Here, dit was 'n groot week vir ons, net omdat dit net nog 'n week is wat U vir ons gegee het, maar ons kon daarin leef en ons kon deur hom kom en ons kan hierdie nuwe week vandag begin met U woord wat ons wil leer en lei. Here, dit is ons gebed vandag en in afhanklikheid kom vra ons dit, dat U wel dit sal doen, dat ons nou, as ons begin rustig raak om U woord te hoor, dat U ons gedagtes ook so sal rig om werklik te hoor, so sê die Here vanoggend. Dat U ons as gemeente sal lei, dat U ons as kerkverband sal lei. Vader, ons kom pas uit 'n synode uit, waar daar klomp groot besluite geneem is en die effekte daarvan gaan nog 'n rukkie met ons wees en ons wil bid dat U ons kerkgemeenskap ook hierdeur sal lei. Maar dat U vanoggend, as U ons stemme hoor en as U ons sang hoor, dat U verheerlik sal word, want daar's niemand soos U nie. U is die een wat heers oor die koning, U is die koning van die aarde, U heers met mag en majesteit oor hierdie hele wêreld. Hierdie koninkryk is U se en ons is deel daarvan. En U as koning en as Vader wil vanoggend U kinders, U diensknegte ook kom leer. Here, maar ons is al die lof verskuldig aan U vir wat U kom doen in ons lewe, vir wat U gedoen het, vir wie U is. En daarom as ons vanoggend sing en na U toe kom, dan kom ons met ons stikkende harte partykeer, Vader, ons opgewonde harte. Baie van ons moet al keuses maak, groot keuses, ons staan voor kruispaaie, en mag U Gees ons vanoggend juis dan daarin lei. Vader, en hierdie week wat voor lê is vir baie van ons ook 'n nuwe week met nuwe uitdagings, graad R en graad 1 wat skool toe gaan, dalk is verlede jaar se graad 7's gaan hoërskool toe, verlede jaar se matrieks gaan dalk studeer, die mense wat afstudeer het begin werk,
Dalk die mense van werk verander, dalk die mense getrek, nuwe seisoen vir klomp mense. En ons kan nie anders as om te vra, Vader, dat U ook in hierdie seisoen saam met elkeen van ons sal beweeg nie. En dankie vir die troos weer eens, dat ons kan weet, dat U daar is waar ons nog moet kom. Want U is almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Ontvang daarom vanoggend ons eer as koning. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Liewe gemeente, as ons so by mekaar is, dan verklaar ons vanoggend saam dat ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, ons gaan twee liedere sing en dan ons geloofbelyk daarna. En beide hierdie liedere het iets in van paaie, pad, kruispaaie is ons tema vanoggend. En kyk uit daarvoor, en dan, ek wil jou veral lê, dis lofpsalms, nee, die Here het ons nou geseën, ons is afhanklik van hom, en Psalm 68 vers 2, die tweesjesberuiming, sê so mooi, maar al Gods volk in hom verheug, nee, dis ons as God se volk, ons is sy volk, sê Petrus, sal opspring in hul siele vreug en huppel voor sy oë, sy mag, wat alle mag oortref en uit vernedering hul verhef, sal nooit hul val gedoom. Hef tot Gods ere, dank dit aan. Dit is so 'n mooi loflied. Soos aan lied 200 vers 1, 2 en 3 en op Psalm 68 vers 1 en 2 na mekaar sing. En dan gaan ons bly staan vir ons geloofsbelijdenis. Wat ons gaan sing ook, Sefering 12:3 vers 1, 2 en 3. So dis 'n paar verse, maar kom ons bedoel die woorde, kom ons bring lof aan die Here. Baie dankie Pieter.
Philip, ek gaan die bord kry. Liewe gemeente, ons kom nou in die gedeelte by ons saam wees waar ons klein word voor die Here. Ons het nou 'n almagtige God aanbid. Nou kom staan ons voor hom en ons besef wie ons is. En hierdie laaste versie het afgesluit met die woorde wat sê die Heilige Gees kom maak ons lewe nuut. Okay. En dit sluit mooi aan by wat ons nou vanoggend wil sê, want die Here het jou nuut gemaak. Want ons was nie nuut nie, ons was oud, ons was vuil en vol sonde. Ek gaan vir jou nou wys deur twee prentjies te verduidelik, maar ek wil stil staan vanoggend in hierdie gedeelte van ons erediens, dat jy besef, maar wat het met jou gebeur? Die dag toe die Heilige Gees jou kom nuut maak het, toe jy sê, toe die Here jou oortuig het, in geloof, dat hy die enigste Here is, dat jy alleen in hom glo, dat jou verlossing alleen in hom te kry is, dat hy die een is wat alleen die wet van die Here gehoorsaam het in jou plek, dat hy die een is wat aan die kruis gesterf het in jou plek waar jy moes hang. Wat het met jou gebeur op daai stadium wat jy wedergebore is? Of as jy in die huis groot geword het van geloof en jy het nog altyd die Here geken, wie is jy nou? Dis waar ons wil uitkom vandag. Nou, net die slegte nuus altyd, ons is sondaars gebore, ongered, daai balletjie is die sonde wat ons met ons saamsleep. En wanneer die Here jou oortuig van geloof, dan word jy regverdig gemaak. Nee, dit is om reggemaak te word met die Vader, kinders. Dis regverdigmaking. En regverdigmaking sê ons dat ons word gered van die koste van sonde, nee. En dit was die dood, nee, want kyk wat staan daar. Daai pyltjie wys baie mooi dat as ons as sondaar volhard, gaan ons doodgaan. En ons weet dat in ewigheid, ons het Psalm 68 gesing ook, vers 1 en 2 het die ou pad en die nuwe pad gewys, nee, die ou pad van sonde en die nuwe pad van God se volk. Jy gaan doodgaan. Maar kyk wat gebeur, God gee vir ons gratis hierdie geskenk van geloof. Dis iets wat jy kan verdien of waarvoor jy werk nie, dis 'n geskenk wat hy vir jou gee. Hy maak jou reg met die Vader, nê. Jy kyk na die Jesus, jy sê, Here, wat u gedoen het, het u in my plek gedoen en ek omhels dit in geloof. Dan is jy gered. En dan sê die Bybel dat daar's geen vonnis meer nie, nê. Die vyandskap met God is weg. Daar's vrede met God. Ons is met God versoen en nou is ons die mannetjie wat met God versoen is, nê. Ons is weer in 'n verhouding met hom. Maar julle, daar klomp goed gebeur met jou, en as jy die Bybel lees, en kinders, ek wil dit vir julle wys vanoggend, dat jy kan sien, wie is jy in Jesus? Want as jy die Bybel lees, dan sien jy partykeer, ek is 'n kind van God, of ek het oorgegaan van die donker na die lig. Maar baie selde sien ons die hele pakkie, en dis nie die hele pakkie, daar's baie meer, maar ek wil vir jou wys vanoggend, wat het met jou gebeur, nadat jy aan die ander kant van die kruis gekom het, deur die Here se genade. Nee, hier is wat met jou gebeur het. Jy is wedergebore. Jy ontvang genade en barmhartigheid. Jy is geregverdig, met ander woorde, jy's reg met God. Jy ontvang vergifnis van sonde, jy's skoon gewas deur die bloed van Jesus, sê ons altyd. Jy's versoen met God. Die Bybel sê daar was hier vyandskap gewees tussen jou en die Here. Maar Jesus het die brug kom bou, nê. Onvoorwaardelik is jy aangeneem, jy's 'n kind van God. Nou is ons dood vir die wêreld, opgewek saam met Christus. Jy's 'n hemelse burger. Jou paspoort het verander. Jy's nie meer 'n burger van die wêreld nie. Jy's 'n hemelse burger. Jy het 'n nuwe identiteit ontvang. Dis nie meer wie jy is as sondaar en hoe God jou sien nie. Hy sien jou nou in Christus vir wie jy is. Jy is bevry van die slawerny en sonde, daai bal wat ons saamsleep, daai sonde. Nee, ons kan dit nie meer, ons kan nie met dit by die Here aankom nie. Jy het oorbeweeg van die dood na die lewe. Oorbeweeg van donker na lig. Jy ontvang die ewige lewe. Maar nou reeds al, kinders, as jy in die Here glo, het jy reeds die ewige lewe. Dis nie as iets wat jy kry later nie. Ontvang die volheid van die lewe, nê. Ons skande, daai guilt en shame waarvan ons altyd praat, is weggevat. Jy het die Heilige Gees ontvang, jy het hom gehaat, want hy sien wat jy oortuig het, en jou verhouding met die Vader, daar's intimiteit, jy kan met hom praat, jy kan goed na hom toe vat. Ons sal 'n bietjie later vandag in die prediking iets daarvan sê. Maar dis deur geloof alleen. Christus is die fondasie. Doen ons nog sonde? Ja. Kyk wat staan daar. Jy is nie sondeloos nie. Jy is net vergewe. Op grond van die werk wat Jesus gedoen het, en niemand kan dit van jou wegvat nie.
Dit is 'n absolute geskenk van die Here wat hy vir jou gee. En is dit nie wonderlik om vanoggend as gemeente dit te vier wie ek nou is in Jesus nie? En Lied 245 sê net hierdie dankbaarheid wat ek het, want ek het vergifnis ontvang en wie ek nou is. Dis vers 1 en vers 2. Terwyl ons so sit, kom ons sing dit vir die Here as 'n gebed, waar ons al hierdie goeie gedagte hou, wie ek nou is, en ons dank nie die Here daarvoor met hierdie lied. Ons skriflesing vanoggend, liewe gemeente, is Jeremia 6. Jy kan jou Bybels of fone daar oopmaak. Jeremia 6 vanaf vers 16 tot 30 gaan ons saam lees vanoggend. In my persoonlike stilte tyd is ek besig met Jeremia al 'n rukkie. En hierdie gedeelte het mens nogal baie bygeval en toe mens dink aan die nuwe jaar en waar ons nou is en wat ons ingaan, watter tools kan ons vir mekaar gee. Is hierdie 'n baie relevante gedeelte vir vanoggend. So Jeremia is besig om vir Juda te veroordeel. Dit gaan swaar met die volk, nee, en hy waarsku. Julle gaan sien hoe mooi hy waarsku. En dan gaan ek dit uitpak in die preek ook vandag, maar kom ons lees vers 16 tot en met vers 30 van Jeremia 6. So sê die Here: staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. Toe het ek wagte oor julle aangestel en gesê, luister na die ramshoring. Maar hulle het geantwoord, ons sal nie luister nie. Daar moet julle luister nasies en kyk wat met julle gaan gebeur. Luister aarde, ek bring onheil oor hierdie volk. Hulle sal die vrugte pluk van hulle planne, want hulle het hulle nie aan my woorde gesteer nie. Hulle het verwerp wat ek hulle geleer het. Waarom sou ek omgee vir wierook uit Skeba of kalmoes uit 'n ver land? Ek aanvaar nie julle brandoffers nie. Ek hou nie van julle offers nie. Daarom sê die Here, kyk, ek lê in die pad van hierdie volk struikelblokke, dat hulle daaroor kan val. Vaders en kinders, vriende en bure sal omkom. So het die Here gesê, kyk, 'n volk kom uit 'n land in die noorde. 'n Groot nasie staan op in 'n uithoek van die aarde. Dis nou die Babiloniërs wat hy van praat hierso. Hulle is gewapen met pyl en boog en swaard. Hulle is wreed en hulle spaar niemand nie. Hulle kruisgeskreeu dreun soos die see. Hulle kom aan op hulle perde. Hulle soldate is reg vir die aanval op jou, Sion. Ons het die gerig oor hulle gehoor. Ons hande hang slap. Angs het ons beetgepak. Benoudheid soos die pyn van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Moenie in die veld ingaan nie. Moet ook nie met die pad langs loop nie.
want die wapens van die vyand jaag oral skrik aan. My volk trek rouklere aan, rol in die as, treur soos oor die dood van 'n enigste kind, huil bittere trane, want die verwoester is op ons. Ek stel jou aan om my volk te toets. Ek maak jou sterk, ondersoek en toets wat hulle doen. Hulle is almal hardkoppige rebelle, hard soos brons en yster. Hulle loop mekaar en beswadder, hulle is almal korrup. Die blaasbalk blaas, maar die vuur kry nie die lood afgeskei nie. Die smelter smelt verniet. Hy kry die afvalstowwe nie uitgesmeld nie. Hulle bly weggooi silwer, dit is wat hulle genoem word, want die Here het hulle verwerp. So is 'n rowwe gedeelte. Nee, dit is, jy kan sien, weet, die Here het al so baie keer hierdie volk gewaarsku, maar hulle wil nie hoor nie. En ons fokusgedeelte vanoggend is vers 16. En vers 16 sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk. En vra na die ou paaie. Engels sê the ancient ways. Vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal julle rus vind, maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. Nou gemeente, ons tema vanoggend is kruispaaie. En dan spesifiek, staan en kyk, vra en loop. Kruispaaie, staan en kyk, vra en loop. Nou kruispaaie gemeente is natuurlik deel van ons alledaagse lewe. En ons gaan baie voorbeelde vandag noem, so hê geduld met my asseblief. Maar kruispaaie kry ons in jou persoonlike lewe, in jou geloofslewe. Moet jy baie keer besluite neem. Jy moet of die kant toe gaan of die kant toe gaan. Versoekings of beproewings. Dalk as jy in 'n versoeking of 'n beproewing. In versoekings moet ons keuses neem. En gaan ek die Here se pad volg of gaan ek my eie raad volg? Nee, as dit kom by jou werk, beroepslewe, moet ons baie keer, kom ons by kruispaaie en ons moet keuses uitoefen. Kerke, kom by kruispaaie. Dink ons was hierdie week as denominasie, was ons by 'n kruispad gewees. Gemeenskappe, generasies, kom baie keer by kruispaaie en ons besluit, gaan ons die kant toe of die kant toe. En gesinne, julle wat hier sit vandag, kom baie keer by kruispaaie. Jy moet keuses maak. En keuses moet gemaak word. En die vraag vanoggend is hoe neem ons besluite by kruispaaie? Want 2026 lê voor ons en jy gaan ergens moet baie besluite neem. Baie keer gaan jy moet vinnig besluite neem en baie keer is dit groot goeters en jy gaan moet sê, okay, wow, hoe moet ons hierso maak? En wat is die regte besluit om te neem in daai oomblik en hoe weet jy? Dit is 'n tema wat ons almal ten diepste raak, want ons hierdie goed is deel van ons lewe elke liewe dag. En die volk natuurlik, hierso in Jeremia 6, was ook by 'n kruispad. En kom ons kyk 'n bietjie na die agtergrond van Juda hierso in Jeremia 6. Wat gaan aan in hierdie gedeelte? Nou gemeente, en ek hierdie beeld is so mooi, verbeel jou dat jy is op 'n skip in die nag. En hierdie skip moet deur tussen twee rotse verby beweeg en jy weet die rigting waarop hierdie skip nou is gaan in 'n ongeluk opeindig. En jy sê vir almal op daai skip, hoorie kerels, julle is op die verkeerde pad. Ons moet omdraai. Hierdie is die pad wat ons moet gaan in die see. Anders gaan ons bots. En niemand luister vir jou nie en maak 'n ongeluk. Dis Jeremia. Hy's daai ou op die skip. Hy's die ou wat moet sê, kerels, julle is op die verkeerde pad. Kyk waar stap julle. Maar hulle wou nie luister nie. So hy is in die doodsnikke van Juda se tyd, wat hy profeteer die laaste 5 konings van Juda. En onthou nou net 'n bietjie agtergrond, dat jy mooi verstaan, Israel was verdeel in 2 ryke. Die noordelike ryk, Samaria, en die suidelike ryk, Jerusalem. Israel, bo, Juda onder. En in 722, as gevolg van dieselfde tipe probleme, is die noordelike ryk ingeneem deur Assirië, en is in 'n tipe van 'n ballingskap weggevat. En so Juda kon sê, ons sien wat gebeur, ons is op die verkeerde pad, ons moet regte paaie vat. Maar dan sien ons in hierdie teks, dis nie wat hulle gedoen het nie. Want wat gebeur het, Juda het oorgebly in Jerusalem. Maar dit het nie goed gegaan met Juda nie. Die Here het die volk bly waarsku. Hy bly op die pad, nee. Hy sê hy het wagters, sê die teks, opgestel, by die paaie gesit. Wagters is die profete. Julle nou, as julle die Ou Testament gaan lees, gaan jy sien, ja, die Here het nooit sy volk gelos nie. Altyd gesê, kerels, hier is die pad. My volk, hier is die pad wat jy moet stap. Moenie hierdie pad stap van wat ek nou genoem wat hulle gedoen het nie. Maar
Dis wat hulle gedoen het. Hulle het altyd die verkeerde pad gestap en dan sien ons, as ons hierdie teksgedeelte lees, hulle moes die gevolge dra daarvan. En ek dink baie keer in ons lewe is dit so. Ons maak keuses, ons maak die verkeerde keuse en wat doen ons? Ons dra die gevolge. Of ons doen die regte keuses en ons dra die gevolge wat dan goeie gevolge is. So wat het hulle gedoen? Wat het die volk gedoen? Wel, daar's 'n rits van goeders en dis altyd dieselfde goed wat hulle gedoen het, maar spesifiek in hierdie gedeelte is daar twee goed wat ek wil uitlig. En natuurlik soos altyd het hulle afgode aanbid, nê? Vir Baal en die Astartes en al die ander afgode wat daar was, tempelprostitusie, hoerery, hulle die marginale mense, weeskinders, weduwees baie afgeskeep, die leierskap, die konings was korrup, hulle het die volk in die afgrond af in bestuur. Hulle het hulle vertroue in ander volke gestel. Met ander woorde, hulle besef, hierso is 'n nuwe nasie wat opkom, hulle gaan die wêreld oorneem en dan hardloop hulle byvoorbeeld Egipte toe en nie na die Here toe vir hulp nie. Maar hierso spesifiek wat gebeur het, is hulle het 'n valse gerusheid gehad. Okay? So Juda het gesê, "Hey, die tempel is by ons. God se teenwoordigheid, sy heerlikheid is by ons. So ons is untouchable. Ons kan eintlik doen wat ons wil. Hierdie ouens gaan nie inkom nie want die tempel is by ons." So daar was 'n valse gerusheid oor God se teenwoordigheid en dan wil hulle 'n bietjie die aanbidding. Ek sê in Engels opspice. Julle het nou gelees daar, hulle het gaan speserye en parfume gaan haal en hulle wil op ander maniere soos wat die volke hulle afgode aanbid, wil hulle nou die Here aanbid. So hulle wil hulle aanbidding bietjie opspice en so bietjie iets anders doen as wat ons altyd doen, as die ou paaie. En dan tree Jeremia as profeet op en hy sê wat gaan gebeur met hierdie volk. En ek wil weer die teks vir jou hierso staan. Staan by die kruispaaie en kyk. Vra na die ou paaie, vra watter pad die beste is en loop dit. Dan sal julle wat rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. En hulle het die gevolge gedra. So Juda was by 'n kruispad, hulle het die kans gehad om te kies. Gaan ons die ou paaie? Julle nou ou paaie moet julle weet. En ek gaan nou 'n bietjie iets verklaar daarvan, maar ou paaie is God se morele wet. Dit wat sy wil, sy hoe hy wil hê die volk moet leef, nê. Dis die ou paaie, die deurgetrapte paaie. Dis die paaie wat as Israel, dink daaroor. Ons lees baie die 10 gebooie in die gemeente, nê. As die volk Israel by daai 10 gebooie net kon bly, was dit hemel op aarde. Nee, dis absoluut so. Maar hulle het dit nie gedoen nie, so hulle het nie by die ou paaie gehou nie, die ou paaie God se wil, God se wet nie. Hulle het buite die lyne ingekleer, gaan ons sê. En hulle het nie rus ervaar nie, want ewe skielik kom Babilonië in, word weggevoer, tempel word platgeslaan, Jerusalem word vernietig, absolute chaos. Hulle het nie rus ervaar, soos wat die Here beloof het dat hulle rus sal ervaar, as hulle binne sy, die grense, hoor mooi, die grense van sy wil leef nie. Nuwe paaie, of die paaie wat hulle gestap het, in Juda se geval, was die afgoderry pad, nê. Die hulp by ander nasie, die ongehoorsaam, die opspice van aanbidding, die valse gerusstelling. Dit is daai paaie wat hulle besig is om te stap. En Jeremia sê, nee, volk Juda, nie hierdie pad nie, hierdie pad. Maar hulle wou nie hoor nie. En dis nie net hulle nie. Dink gou net bietjie in die Ou Testament en ons gaan lekker hierdie Bybel werk vandag. Maar hierdie volk se voorouers, Adam en Eva byvoorbeeld, het voor 'n kruispad gestaan. Gaan ons gehoorsaam wees aan God oor die vrug of gaan ons nie gehoorsaam wees nie? En wat was die gevolg? Die dood vir die mensdom, nee. Hy het nie geslaag daarin nie. Verkeerde keuses gemaak. Dawid en Batseba, julle weet wat daar gebeur het. Verkeerde keuses gemaak en dit het hom gekos. Maar daar's ook ouens wat die regte keuses gemaak het. Isak en Abraham. Abraham het vir Isak moet gaan offer. Ja, hy het dit gedoen, gehoorsaam aan die wil. Moses. En waarop het uitgeloop? Lewe. Moses dieselfde. Gemeente, hy moes keuse maak. Gaan ek na die Vader toe gaan? Gaan ek gehoorsaam wees aan die Vader? Of gaan ek ongehoorsaam wees? Dan gaan die volk daar bly, maar hy was gehoorsaam en het die volk uitgelei. En net so het die volk tot 'n keuse gekom in die beloofde land, Kanaan. Kyk wat sê hy hierso. Josua 24. Was hulle weer voor 'n keuse by 'n kruispad. Wat gaan julle kies? Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Sê Josua vir hulle. En dan sê hulle, nee, ons sal die Here dien. En dan ken julle wat gebeur het in Rigters. Die 3de generasie het nie meer eers van die werke van die Here
onthou nie. In Konings, met Elia se tyd was hulle weer voor 'n kruispunt. Ek noem dit vir jou voorbeelde, dat jy kan sien, die goed se werklikheid. Elia, nadat hy die Baals vernietig het, en die profete vernietig het van die Baal aanbidders, Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hunk op twee gedagtes? Met ander woorde, julle moet nou kies. As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Met die reperkusies daarna. So die Here het die hele tyd hulle aangemoedig om op die pad te bly. Hy het klomp profete aangestel, merktekens op die pad gesit, bly op die regte pad. So, ons moenie die Here kwaadlik neem vir wat gebeur het nie. Hulle het dit oor hulself gebring hierso. Hulle was hardkoppig. En 586, toe kom Babylonië in, eintlik in 605, toe kom Babylonië in, slat hulle, 586, tempel verwoes, alles, presies soos wat Jeremia gesê het. Maar liewe gemeente, ons het in die begin gesê, dis nie net Juda wat by kruispaaie kom en moet keuses maak nie. Jy staan ook voor keuses. Net soos wat Juda voor keuses gestaan het en profete en wagters op die muurposte gehad het wat hulle moes waarsku, padkaarte, alles was in plek. In jou persoonlike lewe gaan jy by kruispaaie kom. En hoor net 'n paar voorbeelde. Jy ken jou eie konteks. Maar in jou lewe, gaan ek aangaan met hierdie sonde of nie? Want as ek aanhou, gaan dit op die dood uitloop. Versoekings, nê, beproewings, dalk is jy te midde van 'n rowwe siekte op die oomblik. Hoe gaan jy dit hanteer? Jy's by 'n kruispunt, nê. Gaan jy die Here se beloftes glo of gaan jy staat maak op ander goeders? Moet jy aanhou om 'n nuwe werk te soek wat meer geld verdien, maar in die proses gaan jy jou gesin afskeep. Dis 'n kruispunt, nê. Moet ek aanhou dat jaloesie en bitterheid in my lewe posvat? Of moet ek dit bestuur tot eer van die Here? Nee. Wat van by jou werk? Nee, dalk nuwe seisoen, jy moet 'n nuwe werk ingaan. Kerke kom by kruispaaie. Gemeentes kom by kruispaaie. Gaan ons die samelewing volg? En nuwe maniere soek om aanbidding te doen soos wat die volk gedoen het en dit wil opspice wat nie God se wil is nie? Of gaan ons net die waarheid bly verkondig? Kerk het keuses. Gaan ons by die waarheid bly, of gaan ons sê wat die mense graag wil hoor, om hulle 'n valse tevredenheid te gee? Gemeenskappe en generasies, nee, ons het verskillende generasies hier. Ons kom gereeld by kruispaaie gemeente. Weet hoe dink ons oor as gemeenskap oor abortus? Die hele woke beweging, waartoe dit beweeg. Hoe dink ons oor rasisme? Nee, ons dink die ou paaie is goed, die vorige bedeling, maar ons is in 'n nuwe bedeling en hoe wil die Here hê moet ons leef in hierdie nuwe bedeling? Gesinne kom by kruispaaie. Ons word gekonfronteer met tegnologie. Ek sien hoe jou kind amper verslaaf is aan daai foon en jy het 'n keuse as gesin. Hoe gaan julle hierdie ding inrig? Gaan jy aanhou dat die foon die babysitter is of gaan jy weer kreatief raak en die Here se wil volg en teenwoordig wees in die kind se lewe en hom nie verslaaf maak aan 'n ding nie. Nee, is net voorbeelde. Daar's nog baie. Maar kyk, hoe wonderlik is dit. Julle, en dis die ritme vir kruispaaie. Kyk hoe wonderlik staan hierdie teks uit en dit wat so uitgestaan het in hierdie teks ook is dat die Here gee vir ons in hierdie teks, as ons by kruispaaie kom, as jy in daai oomblik kom, gee hy vir jou 'n ritme. Ons kan amper sê 'n resep vir hoe om hierdie saak te hanteer. Hoe moet jy dink oor wanneer jy by 'n kruispunt kom, in enige van hierdie goed wat ons nou genoem het? En die ritme is eenvoudig. Staan en kyk. Vra en loop. Staan en kyk. Vra en loop. Ek kan sê dis die ritme vir kruispaaie. Nou wat beteken staan en kyk, vra en loop? Jeremia sê, ek net weer vir julle lees, hy sê, en dis die 4 werkwoorde wat voorkom in hierdie teksvers. Hy sê, staan by die kruispaaie en kyk, vra na die ou paaie en loop. So wat beteken staan? Staan beteken, jy kom tot 'n stilstand. Staan beteken, jy stop. Jy besef, wow, is iets aan die gang. En in ons baie besige wêreld waar alles so moet gebeur, doen ons dit nie altyd nie. Ons gaan net so met die flow. Volgende ding, gaan ons. En jy staan nie. Jy neem nie 'n standpunt in en sê, wow, wat gaan nie aan in my lewe nie. Maar kyk,
staan en kyk. Kyk is om in te sien met verstand. Kyk om te verstaan. Sien jy's by 'n kruispunt. Kyk wat is jou opsies. Kyk rond. Watter pad is die beste? Want 'n keuse moet gemaak word hier. Gaan ek die kant toe of gaan ek die kant toe? Vra is om bietjie rond te kyk na die merkers, padtekens, die kaarte wat die Here vir ons gee. Geskiedenis, om aan terug te val, die woord, natuurlik. Vra is om, soos Jeremia, wat daar by die kruispad staan, is om te vra vir mense, hoorie, ek is by 'n kruispad, weet jy wat ek kant om te gaan nie, kan jy vir my Bybelse raad gee? Maar nou leef ons so individualisties, dat ons nie meer vir mekaar wil vra nie, ons sal dit self uitfigure, elkeen doen maar net sy eie dingetjie. So ons het nodig om naby mense te lewe, ons het nodig om kerk te wees, om te kan vra, en loop, is as jy dan weet watter pad die regte pad is, dan moet jy daai pad loop met oortuiging, dat dit die regte pad is, en dat die Here op daai pad saam met jou is, nee, staan en kyk, vra en loop. Maar kyk mooi, daar staan, vra na die ou paaie. Dit beteken, daar is ook nuwe paaie, of paaie waarop ons gaan, waarop die samelewing afstuur, nee. 'n Nuwe paaie is, nog voorbeelde, is staat maak op ander gode, ander goed in jou lewe om rus te vind. Jy dink, nog 'n trip, nog bietjie werk, nog bietjie geld, nog 'n verhouding, gaan die ding doen, wat van jy rus bring. Nuwe paaie is om God te wil aanbid, maar op jou manier. En kerke doen dit so baie vandag. Here, ons sal U aanbid, maar op ons terme. Baie dankie. Nuwe paaie is om saam met die tydsgees te gaan. En te dink, dit is wat nou in die gang is in die wêreld. Kom ons gaan saam met hulle. Nuwe paaie is om toe te laat dat die wêreld se sienings in die kerk inkom. Nuwe paaie is om meer op tegnologie staat te maak as op die Here. Nuwe paaie is om 'n nuwe verhouding aan te gaan terwyl jy getroud is. Dis nuwe paaie. En baie Christene, hierso, ek het dit in bold gemaak, baie Christene vandag dink, julle, en dit is, ek dink die issue met ons samelewing en met die kerk en Christene vandag, baie van ons dink, ons kan Jesus hê, ons kan op sy pad stap, en terselfdertyd op die wêreld se pad stap. So dan hinkepink ons op hierdie twee gedagtes, soos Elia gesê het. Ek dink jy kan op die ou paaie loop en op die nuwe paaie loop terselfdertyd en amper half asof hierdie vir 'n valse gerusheid gee, soos die volk. Ja, maar die Here is by my, ek kan doen wat ek wil. Kan maar die wêreld ook, kan maar die goed bietjie meng, is okay. Nee, so jy moet kies. En gemeente, kom ons maak dit duidelik, want ek weet hier's 'n paar avonturiers hier onder ons en ek self 'n groot avonturier. Ou paaie is vir ons baie keer boring. Vir mense wat hou van nuwe paaie, nee, as jy die woord ou paai hoor, dan dink jy, ja, maar dis baie boring. Ons moderne mense hou van nuwe dinge, nuwe kant toe te gaan. In Suid-Afrika wil jy nie noodwendig ou paaie ry meer na die noorde toe nie, want daar's die paaie sleg, nee, jy wil op 'n nuwe pad ry. Avontuurlustige mense sê maar, hey, let's go off the beaten track. En dis goed, ek doen dit ook. As ek my bakkie rondry, ja, hou van nuwe paaie. Julle maar in geloof. En dit wat 'n kwessie van lewe en dood is die ou paaie beter. Die ou paaie is die deurtrapte paaie. Die ou paaie is, en jy moet nou dink hierso, want Jeremia gebruik hier die beeld van reisigers wat op voet gaan. Nee, hulle het nie karre gehad, motorfietsies en sulke oulike goed nie. Hulle moes stap. En vir hulle om deur 'n wildernis te stap, is die deurgetrapte pad die beter pad. Want dit beteken daar sal mense verby. Beteken dis die veilige pad. Jy gaan nie verdwaal nie. Nee, dis die prentjie wat ons in gedagte moet hou hierso. Dit is die veiliger pad. Daar's 'n ou Latynse woord, via trita, via tuta. Okay? Dink ek sê dit reg, my Latyn is bietjie geroes. Maar dit beteken the worn way is the safe way. The worn way is the safe way. So die ou paaie, in terme van kerk, en in terme van waar ons is in 2026, is nie om vas te haak by die 1980s.
en hoe ons dinge gedoen het toe nie. Die ou paaie is nie om te sê, maar in my dae het ons dit so gedoen nie. Die ou paaie is nie om in die verlede te leef nie. Die goeie ou dae, om te sê, maar ons hak vas by die kalfyne en daai mense van die lewe wat in die historiese verlede is nie, en luister, hulle het wonderlike werk gedoen en ons op 'n mooi pad gesit, wonderlik. Die ou paaie vir vandag, in 2026, waar jy moet by kruispaaie kom, is eenvoudig dit. Is God se woord. Dis sy wil. Dis, as ons lewe binne die raamwerk van God se wil, sal jy rus vind. Dis, sal jy selfs rus vind binne 'n beproewing. Want dis die pad wat die Here vir ons uitgekap het, wat hy wil hê ons moet stap. Nee, so die ou paaie, vir die volk vir ons vandag, eenvoudig gestel, kinders, is net God se woord. God se wil vir ons lewe, dis die beste pad. So as jy by kruispaaie kom, dan sê Jeremia, vra na die regte pad, die ou paaie, ekskuus tog, waar is die ou pad? Wat is die Bybelse pad, net weer? O, hierdie ene. En dan vat jy daai pad. Maar dis die pad wat die Here wil hê, jy moet stap. En vir die volk was dit eenvoudig om binne God se grense te bly. Want hoekom? Want dan ervaar jy iets van wie God is, want God se karakter is in sy wil ingesluit. En daar binne is daar rus. En julle, hier is die mooi ding van die Nuwe Testament nie, gaan ons nou Bousie brug. Jesus gee vir ons 'n uitnodiging. Hy gee vir jou 'n uitnodiging vandag. Hy wat die woord is, né? Johannes sê mos hy's die woord, né? So ons sê mos die ou paaie is God se woord. Nuwe Testament sê Jesus is die woord. Né? En kyk hierdie uitnodiging wat hy vir ons sê. Hy sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. Nee, hy dink aan Jeremia 6 vers 16. As hy hierdie woorde sê, as hy jou uitnooi om op die ou pad te gaan. Dan is dit die Jesuspad. Hy sê dit self, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die pad. Ek is die ou pad. Ek is die deurgetrapte pad, ek is die beproefde pad. Volg my, stap op my pad. En jy gaan by hom rus vind. So die ou paaie waarna jy moet vra is Jesus, nee, dis die ou waarheid, hy's die een wat jy moet gevolg, wat moet gevolg word, en ek dink 'n prediker wat sê, daar's niks onder die son nie. Jou issues, jou kruispaai is nie nuut nie. Almal, vorige mense was al daardeur. En die enigste ding wat al ooit die toets van die tyd deurstaan het, is God se wil. Is Jesus, is die woord. Nee, hy is die enigste wat kan antwoorde gee in 2026 op ons kruispaaie vra. En behalwe vir die feit, ons het nou dit gesien ook, dat hy die ou pad is hy ook die een wat die pad gemaak het na die Vader toe. Nee, en Jesus was by 'n kruispad self, hy wys vir ons die voorbeeld in hom, van hoe om 'n kruispad te hanteer. Ek dink sommer net aan die woestyn, die versoeking in die woestyn, hy was by 'n kruispad, hy moes heeltyd kies, gaan hy gehoorsaam wees aan die duiwel, of gaan hy God se woord gehoorsaam? Hy het altyd God se woord gekies. Maar kyk hoe mooi is hierdie, staan en kyk, vra en loop, op toepassing van Jesus Christus. Ek vat jou terug na Getsemane toe, daar Matteus 26 rond. En dis die aand voor sy kruisiging. En dan stop hy. Hy staan in die tuin. En hy het gesien ek moet 'n keuse maak nou. Dis 'n kruispad. As ek nie hierdie pad stap nie, is daar nie lewe nie. Dan bly my kinders dood. So hy het gestaan en kyk. Hy het die realiteit ervaar van wat jy ook elke dag ervaar. En toe gaan vra hy vir die Vader wat die beste pad is om te loop. Vader, vat hierdie beker by my verby.
En toe sê die Vader vir hom die pad wat hy moet loop. En toe loop hy daai pad. Al die pad tot by die kruis. Waar hy vir ons die ultimate rus bewerk het. Die rus van die dood, die rus van die oordeel, die pad na die Vader het hy gemaak. En nou het ek vir jou gewys op daai prentjies wat van jou geword het nou, wie jy nou is in die Here. So nou wil jy in gehoorsaamheid aan hom, omdat hy my Vader is, omdat Jesus my by die Vader uitgebring het, omdat hy die pad is en die voorbeeld gestel het van kruispaaie. Nou wil ek, as ek by kruispaaie kom, wil ek sê, ek staan en kyk. Ek vra en ek loop. Staan en kyk, vra en loop. Dis die ritme, staan en kyk, vra en loop. Gaan na die woord, ek ondersoek die woord, ek leef naby aan Jesus. En sy Heilige Gees, want dan gaan hy vir my, hy gee vir ons vrede binne in ons besluite, as ons dit met hom kommunikeer. Partykeer vat dit lank, maar hy antwoord altyd. My pa het altyd gesê, die Here antwoord altyd, of ja, of nee, of nie nou nie. Maar ons leef bietjie in 'n vinnige wêreld, so ons wil nie altyd die Here se stem hoor nie. En ons moet 'n persoonlike getuienis hierso deel, net om dit regtig huis toe te bring van hoe prakties dit kan wees. Dis net 'n kort dingetjie. Maar die vakansie het afguns en jaloesie stadig in my hart begin inkruip. Dit is so gebou, en ek gaan draf eendag saam met Wiekie, en ek het besef, ek het gaan staan en besef, hier's moeilikheid. Ek's by 'n kruispad, hierdie ding gaan vir my opvreet. Hy gaan my geloof doodsmoor, ek het dit gesien. En ek besef, Jeremia 6:16, die kruispaaie, staan en kyk, vra en loop. En ek gaan stil word in die Here se teenwoordigheid en gesien, ek gaan moet 'n keuse maak hierso. En ek het gevra na die regte pad, ek het met Wiekie gedeel. En ek het dit belangrik met die Vader gedeel in gebed, terwyl ek gehardloop het ek vir die Here gegee. Ek sê, Vader, ek bely hierdie, ek weet, dit moenie my hart wees nie, dit is nou hier, en ek moet 'n keuse maak, anders gaan dit skadelik wees vir my. En terwyl ek besig was om te draf, op pad terug, toe kom die Here se woord net saggies in mense hart, net daai skrif wat net dit is, jy weet, dit kom met dit val net in mense hart in. En wat die woord so wonderlik maak, as jy nou vra vir die Here en jy begin daai pad loop, is dan goed wat by my opgekom het was, die wat hulle belonings in die lewe nou het dit reeds weg. Moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie, maar skatte in die hemel, nee. Wees tevrede met wat jy het. Wat jy eintlik soek is vir my. En daar het onmiddellik 'n rus en vrede gekom. Dit is asof die Here daai daai pad wat ek op was, net my teruggetrek het en weer op die ou pad van die woord gebring het, want dit is wat 'n mens dra as jy met hierdie tipe goed deel. En ek deel dit met jou vanoggend, want ons almal kom in sulke situasies waar jy weet, iets kruip in, ek moet 'n besluit neem. En wat doen jy? Jeremia sê vir ons, hy help ons, hy sê, staan en kyk, vra en loop. Staan en kyk, vra en loop. So ek wil vir jou vra vanoggend, liewe gemeente, vir watter kruispad staan jy op die oomblik? Persoonlik, as gesin, by jou werk, vriende, skool, het jy al die ritme vir kruispaaie gevolg? En die ritme is staan en kyk, vra na die ou paaie, julle die ou paaie, die deurgetrapte God se woord, Jesus pad. En loop dan daai pad met oortuiging, wat jy glo dat dit wat jy doen is van die Here en is bevestig deur sy woord. En vind rus daarin. Mag dit jou ritme en jou resep wees vir 2026 se kruispaaie. Amen. Weet jy, kom ons vat net so 'n oomblik om net hierdie skyfie net 'n bietjie te oordink. Mens kry so min tyd, staan en kyk bietjie na jou eie lewe. Doen bietjie introspeksie, refleksie. Dalk lê iets voor hierdie jaar. Dalk is iets verby en jy het dit dalk nie so lekker hanteer nie of jy het gesien, wag, verkeerde keuse geneem. En so sê die Here,
Staan by die kruispaaie en kyk. Vra na die ou paaie, vra watter pad die beste is om te loop en loop dit. Dan sal jy rus vind. Kom ons vat net so 'n oomblik om hieroor bietjie na te dink. Gemeente, ons gaan as gebed nou daai baie bekende Psalm 25, die toosjesberuiming sing. En dan gaan ek die seën van die Here uitspreek en dan vers 4 in plek van die amen en dan sal ons bietjie aankondig van die liefdesgawes en 'n paar ander dinge. Maar kom ons sing, kom ons staan as ons hierdie sing. Leer my Heer, u regte weë, nê. Maar sing dit as gebed en kom ons pleit dit van die Here af en as jy dit sing ook, nê, regtig bedoel dit en vra vir die Here om jou ook hierdie jaar by kruispaaie sy weg te wys. En dan vers 4 in plek van die amen na die seën. Kom ons staan, dan sing ons hierdie as gebed. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Gemeente, is dit nie eintlik wonderlik hoe so 'n lied saamvat wat mense net oor gepraat het nie, Psalm 25, so 'n ou lied wat ons almal ken, eintlik wonderlik. Gemeente, net 'n paar dinge wat ons met u wil deel, die liefdesgawes vandag gaan vir die diakonale kas en vir Bybelverspreiding. Jy kan dit by die deure afdra of EFT of Zapper as jy dit wil gebruik. En dan kan jy gou die bord kry asseblief, Philip. Dominee Jaco en Susan, hulle bevestiging is Saterdag 31 Januarie om 4:00 hier so in ons kerkgebou. Ons het nodig dat ons weet wie kom almal daarvoor, sodat ons hulle lekker goed kan ontvang hierso. En ons wil asseblief u vra dat u net in die boodskapper sal kyk, daar's 'n skakel wat jy gaan net bevestig dat jy wel kom en dat ons kan weet vir hoeveel mense om voorreg te maak. Dan gemeente, baie mense het al gevra hiervoor en ons is opgewonde dat ons hierdie jaar ook in hierdie rigting kan begin. Weet Jesus sê Matteus 28 dat ons disipelmakers moet wees. Dis disipels, nee. En ons gemeente wil baie graag mekaar toerus
oor hoe om die evangelie te deel en hoe om met iemand te pad te stap en die tools vir jou te gee, die materiaal vir jou te gee. Vanoggend daai 2 kaartjies wat ons gedoen het, was 'n voorbeeld van 'n pakkaarte wat jy kry oor hoe om die evangelie te deel en ek het dit al so baie gebruik met soveel sukses in mense se lewens. So ons wil vir jou as gemeente uitnooi om 'n commitment te maak. Om net, wanneer laas was jy toegerus? Jy weet hoeveel mense verlore is, hoeveel mense nie die heerlikheid van die Here ken nie. En om saam met ons die 23ste en 24ste Januarie, dis oor 2 weke, hier by die kerkgebou, die Vrydag aand, hierso is die een skyfietjie, die Vrydag aand van 7:30 tot 8:45 en die Saterdag van 8:30 tot 3:15. Maak 'n commitment om jouself bietjie toe te rus en te kom sien ook die rigting waarin ons as gemeente stap. Ek self gaan dit aanbied saam met Beyers Brink, een van my sendingkollegas by Harvesters. As jy meer inligting benodig, asseblief gesels met Vicky, sy administreer dit vir ons en in die boodskapper is daar weer eens 'n skakel en gaan sit jou naam daarop en sê ek wil disipelmakers bywoon. Daar's geen commitment daarna behalwe om net gehoorsaam te wees aan die Here nie, maar kom rus jouself toe, groot asseblief vir hierdie geleentheid. Hallo. Vicky sê, as jy nie die skakel wil gebruik of kan gebruik nie, stuur net vir haar boodskap en dan sal sy jou naam op die lys sit. Ons wil dit regtig so maklik as moontlik maak. Dit is verniet. Jy skryf vir al die materiaal verniet saam met dit ook. So asseblief kyk uit daarvoor. En dan net vandag volgende Sondag begin ons met die katekisasie weer, die opening van katekisasie. So kyk asseblief daarvoor ook. En dan was hierdie week wat verby is in Potchefstroom was die nasionale synode gewees en Bram was daar gewees juis vir dit en daar is al goed in die media vrygestel en mens wonder partykeer wat is die konteks, wat het gebeur. Bram gaan vir ons vanoggend net so 'n klein bietjie net terugvoer gee want hy was self daar, hy kon nie weet hy could read the room wat aangaan en hy wil net vir ons net 'n bietjie klein bietjie terugvoer gee. Baie dankie daarvoor Bram. Goed, baie dankie Reinhold, net so vinnig te loop, ek sien 'n baie fotootjie van Dominee Jaco, die 2 honde, wat so mooi kyk vir die kamera. Nou wonder ek waar het ek fout gegaan met my kinders. Ja, broers en susters, dit was inderdaad die synode gewees hierdie week, daar in Potch gewees, en ek wil sê, weet 'n kerkvergadering kan partykeer iets wees wat baie ongemaklik kan wees, waar die atmosfeer in die kamer tasbaar is en dit moeilik is. En in sommige kere was dit so gewees, maar oor die algemeen, wat 'n wonderlike ervaring, wat 'n mooi gesindheid onder die synodegangers, en dat daar in meeste van dinge wat bespreek word, weet 'n goeie broederlike verhouding met mekaar gehandhaaf word, en ek is so bemoedig gewees toe ek daar was en klaar daar was oor die besef oor die gereformeerde kerk en by hoeveel dinge mens betrokke is en hoe baie daar gewerk word in die koninkryk van die Here. Ek kan nou vir julle sê dat ek is regtig so bemoedig gewees om te sien op diakonale vlak, op sendingvlak, op kinderbediening, almal is hard besig om te werk en is duidelik sigbaar en op die synode word ook daardie dinge oor verslag gegee wat mens nie van hoor in die media nie. So baie keer kry 'n mens dan net mooi die verkeerde terugvoer of slegte terugvoer oor 'n enkele saak of 2 sake wat dalk daar bespreek is. So as daar iets is wat ek wil hê julle moet weet, is dit was regtig 'n opbouende vergadering gewees wat regtig die kerk gedien het in soveel sake. Dan wil ek net vinnig nog sê daar's eintlik maar 2 sake, maar Jan Venter, en hy gaan nou ook vinnig iets kom sê net oor die synode, het nou eintlik nog 'n saak oor my aandag gebring. Daar's 3 sake wat ons net vinnig onder julle aandag wil bring, en ons sal as 'n kerkraad alles nog mooi bespreek en alles mooi terugvoer gee in die gemeente. Maar die eerste een gaan oor die teologiese opleiding, want daar moes 'n vraag gevra word. Jy sal onthou dat die verhouding tussen die universiteit en die TSP, die Teologiese Skool Potchefstroom, het verbrokkel, om vanweë wetlike redes, die staat vereis as 'n tersiêre instelling, mag hulle nie 'n kerkverband akkommodeer wat nie akkreditasie het nie. So hulle mag slegs in bande gaan met instellings wat akkreditasie het wat die TSP nie het nie. Goed, so daardie verhouding het verbrokkel en die teologiese skool of die gereformeerde kerk in 2023 besluit
om die GTA op te rig, die Gereformeerde Teologiese Akademie. Maar die probleem met die GTA is, hulle het self nog nie akkreditasie nie, hulle kan akkreditasie in die buiteland kry, wat nie die beste is, en soek akkreditasie in die binneland, wat Mukanyu wel het. So, 'n baie lang, daglangse gesprek opgesom is, die Synode het helaas besluit om beide instansies te gebruik, die GTA en Mukanyu, vir opleiding van teologiese studente. So, die fynere uitwerking daarvan sal nog gebeur vorentoe, maar as 'n student teologie wil studeer, gaan hy na die TSP toe, Teologiese Skool Potchefstroom, hulle registreer hom en hy kan by enige een van die twee instansies registreer, wat baie voordele het vir ons as die GKSA, want die GTA bied baie voordele, maar so ook Mukanyu. Mukanyu het klomp afstandsplekke waar iemand plaaslik kan gaan studeer. Die GTA het ook aanlyn onderrig, wat ook baie help. En wat verder moet gebeur met die GTA is dat hulle moet studente hê, hulle moet kapasiteit opbou. Hulle om by die regering akkreditasie te kry eendag, moet hulle nou op diploma vlak of sertifikaat vlak begin en dan diploma vlak uitbou en dan helaas graad vlak hê, maar jy moet studente hê, jy moet kapasiteit hê met leerkrag en jy moet finansies hê om dit te kan doen en hulle moet dit met tyd opbou. So ons werk in daardie rigting om die GTA sterk te maak, soos eie opleiding wat klomp mense kan dien, maar dit moet tyd vat en dit gaan tyd vat. Ons kyk na ten minste seker 10 jaar voor dit gebeur. En dan die ander twee sake wat ek eintlik baie graag oor wil praat, en dit is eintlik maar die sake wat al reeds in die media groot opslag gemaak het, en ek wil graag dit hier noem ook, is dat die besluit wat by die synode gemaak is, dat gemeentes wat hulle nie hou by die besluit van die synode nie, aangaande die vrou in die amp, na 'n jaar, hulle self buite die kerkverband plaas. Met ander woorde, die kerkorde, hier is nie 'n teologiese vraagstuk op die Bybel gebaseer nie. Daar is in die verlede op die synode besluit, dit is, die Bybel sê so. Daar is by die volgende synode gesê, ja, dit is 'n wesenlike saak, dit is nie net iets wat ons kan sê, maar goed, dit is eintlik nie wesenlik nie. En nou is die volgende vraag by hierdie synode gewees, maar wat nou? As iemand aanhou daarmee. So die besluit wat geneem was, is dan, met ander woorde, dat die gemeente aanhou daarmee, dat hulle self effektief buitekant die kerkverband plaas. Die volgende groot ding wat jy sal sien in die media is aangaande ons verhouding met die NG Kerk in geheel, dat ons daardie bande ook afgradeer het, dat ons net in gesprek bly met hulle, maar nie eenheid met hulle het nie. En hierdie sake is eintlik sake wat mekaar verband hou, oor die pad vorentoe in ons eie kerkverband en die NG Kerk. En die saak is mekaar verbind, want beide kom neer op mense skrifbeskouing of jou hermeneutiek, nee, en nou kom ons nie baie daaroor sê, en ek sal nou afsluit oor hoekom ons nie baie oor nou moet sê nie, maar dit gaan oor watter skriftekste sien mens as normatief, en watter skriftekste sien mens as kultuurgebonde, met ander woorde, was net van toepassing vir daardie tyd gewees, en afhangende van die skrif deur daardie lens interpreteer, maak dat jy by verskillende antwoorde uitkom. Maar goed, ek dink wat vir ons van belang is op plaaslike vlak, is daar verskeie NG Kerke en verskeie broers en susters in die geloof, wat nie gaan verander nie, dit gaan dieselfde bly. Daar is baie samewerking wat ons net op plaaslike vlak gaan gebeur, daar is sekere implikasies net vir interkerklike samewerking. En nou, en hier is my baie belangrik, ek weet, soos elkeen van u wat hier is, dat in ons gemeente, het ons nie die luksheid, of eintlik ek wil eintlik sê die armoede daarvan, om in verskillende gemeentes te wees, waar almal met wit hoede is in daai gemeente van die dorp, en almal met swart hoede is in daai gemeente van die dorp nie. En dit is eintlik 'n wonderlike voorreg, dat ons as gemeente klomp verskillende mense het, met klomp verskillende menings en opinies, en sekerheid oor die saak in een gemeente. Want dit stimuleer dialoog. Dit maak dat ons met mekaar in gesprek kan tree oor en saam kan dink, en saam kan beredeneer oor hierdie saak. Nee, dis nie 'n ons en hulle nie, dis 'n ons hier. En ons moet hierdie skip vorentoe vat. En ek wil 'n sekere mate hê, jy moet tog maar simpatie hê vir myself en die kerkraad, en dankie tog, Jaco kom neer, as daar enige probleme is, gaan bespreek dit met hom. Maar dat mens hierdie skipie deur die water vat, nee, dis regtig water waar ons moet deurgaan, en as 'n mens daar deurgaan, en ons het vanoggend die preek gehoor, watter kant toe, maar as dit die regte pad is en jy stap op, gaan mens vrede kry. Nee, die Here sal dit vir ons gee. En ek wil regtig vra dat ons in eensgesindheid met mekaar hierdie saam op die mees opbouende manier vorentoe vat. In die media sal jy sien, daar is baie moddergegooiery, en ek wonder baie keer daaroor, as jou synode besluite applaus ontvang van die wêreld, dan moet jy wonder eintlik of jy regte besluite geneem het as 'n synode. Moenie betrokke raak by moddergooiery in die media nie. Moenie. Dit is nie
opbouend nie, dit dien niemand nie. Ook dieselfde in ons gemeente. Moenie opgesweep raak deur mense nie. Moenie emosioneel daarmee te werk gaan nie. Ek weet dis 'n emosionele saak vir baie mense. Ek is nie onsimpatiek daaroor nie. Daarom het die besluit ook gesê, ons weet daar gaan dis 'n traumatiese uitwerking ook vir verskeie gemeentes hierin en wat moet verwerk, want jy hoor iets en nou is jy geskok daardeur en jy beleef die trauma wat jy moet op 'n sekere manier verwerk, die emosionele kant daarvan, voordat 'n mens op 'n rustige vlak kan saamwerk en redeneer. Wat ons vra van die gemeente is, wag vir ons as kerkraad om net as ons op ons kerkraadsvergadering het hierdie saak baie mooi te bespreek en deur te praat. En as daar vrae is, kom vra gerus as jy in gesprek wil tree, asseblief, ek moedig dit aan. Dit sal vir my wonderlik wees as dit kan gebeur. Maar gee 'n bietjie kans, wees rustig, dat die kerkraad ook eers rustig alles hoor wat by die sinode gesê is en dan dit kan indra in die gemeente in. Goed, anders is mens benoude katte wat benoude spronge maak. Onthou dat niemand is net 'n skakelaar nie. Ek sê dit soveel keer vir mense. Jy gaan net op een keer 'n ding sê en dan is hy ewe skielik is die liggie aangeskakel of afgeskakel nie. Mense groei en dialoog is nodig en mense stimuleer mekaar en jy werk in 'n rigting in. En dis eintlik die laaste ding net hou daai dialoog, dis gesond. Dit help ons om te weet maar mense dink ten minste oor die saak. En ek laaste punt net bid vir ons gemeente dat daar nie enige skade kom as gevolg hiervan nie, dat dit opbouend sal wees. Maar bid ook vir ander gemeentes van die GKSA. Want hierdie het regtig waar groot of kan groot implikasies hê wat nie nodig is nie. Nee, wat mens regtig op 'n mooi manier kan bestuur, dat die Here ons kerkverband bymekaar hou en dat ons kan vorentoe gaan ook as 'n kerkverband. So, dis eintlik al wat ek wil vra en ek wil vra Jan, as jy ek het nou al jou tyd opgebruik Jan, so ek weet nie wat jy nog kan sê nie. Môre broeders en susters. Ja, Dominee Bram het baie gesê en ek gee hierdie as 'n oogpunt van wat ek beleef het op my tweede sinode en wat ek vir my baie belangrik uitgestaan het is en wat ek beleef het en wat waarde toegevoeg het en wat ek wil by elkeen los is moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Want ek glo vir my Bram het van die besluite uitgelig hierso. En nie een van daai besluite wat daar geneem is, was nie gedoen sonder gebed nie. Ek het op 'n kommissie gedien wat belangrike besluite geneem het. Dit was vir my 3,5 dae van min slaap, baie dink, en die krag van die werking in die Heilige Gees en die Vader se leiding het so sterk deurgekom gebed, wat laat my eintlik hongervleis uitslaan om dit te kan beleef. En Reinhold se preek sluit so mooi aan. Daar's besluite geneem. Ons het by kruispaaie gestaan. Maar glo vir my, nie een van daai besluite is geneem nie sonder dat ons het getoets het aan die woord van die Here, wat ons lyn is in die gemeente, en ook daar is 'n kerkorde. En ek wil vir die gemeente vanmôre mooi vra. Daar is in ons gereformeerde kerke 'n baie mooi lyn. As daar iets is wat pla, daar is 'n kerkraad. Daar is 'n manier om dit oor te dra. Kom ons praat met die kerkraad. Kom ons praat nie onder mekaar. Daar's 'n mooi manier. Kom ons rig dit aan die kerkraad en laat die kerkraad ons lei. Want dit is tog gekoeste amptenare van die kerk. En glo vir my, daai sake wat deur die kerkraad kom, eindig op die sinode se tafel. En dan vind daar gebed plaas rondom daai sake. En ja, ek wil dit maar net by julle elkeen los. Dankie. Baie dankie. Sterkte vir die dag en 'n mooi dag verder.